Ek is bly as ek vanaand oor die gehoor kyk en ek sien 'n klomp mense wat ek weet al baie lank 'n pad met die Here saamstap. En ek sien baie gesigte wat ek weet, as ek eerlik is, heelwat meer kennis en ervaring moet hê as ek net vanweer die tyd. En dit gaan relevant raak vir die boodskap, want vanoggend terwyl ek na Dominee se boodskap geluister het, het ek gedink hy moet ophou. Hy is besig om my boodskap te steel vir vanaand. En ek nooi u om na Hebreërs hoofstuk 4 te blaai. En Hebreërs hoofstuk 4 gaan oor ons moet die rus binne gaan. En dit is waar ek begin het om op my senuwees te raak toe Dominee te lank begin preek vanoggend en ek begin dink ek gaan nie meer 'n preek oor hê vanaand nie. Maar toe dink ek, weet, hierdie is 'n onderwerp wat ons almal ken. En as 'n mens vandag oor 'n onderwerp wil praat wat baie mense se aandag gaan praat, dan gaan mense se aandag gaan trek, gaan dit iets wees soos stres of depressie of een of ander emosionele siekte vanweë die druk van die wêreld wat so erg raak. Want dit is 'n baie groot probleem in ons tyd. En daarom dink ek die idee van stil wees en rus in die Here speel so mooi in mekaar in, dat dit is 'n boodskap wat ons tyd nodig het. En ek glo die Here het in albei van ons harte min of meer dieselfde boodskap opgewek, sodat ons 'n gemeente kan wees wat werklik waar stil is en rus in die Here. Maar kom ons lees Hebreërs hoofstuk 4, die eerste 13 verse. Laat ons dan vrees dat, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog standhou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Want aan ons is ook die evangelie verkondig net soos aan hulle. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat hulle by die hoorders nie met geloof verenig was nie. Want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos hy gesê het. En daarom het ek in my troon gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. Want hy het eers van die 7de dag so gespreek, en God het op die 7de dag van al sy werke gerus. En nou hier weer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Terwyl dit dan so is, dat sommige daarin gaan, en diegene wat aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie, bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag. As hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesê is, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Want as Joshua aan hulle rus gegee het, sou hy nie van 'n ander dag daarna spreek nie. Daarna bly dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God. Want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke soos God van syne. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Want die woord van God is lewend en kragtig, en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees, en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom, met wie ons te doen het. Nou, voordat ons aangaan met die diens, nooi ek u om net so eers stil te raak en dan bid ons saam. Here, dankie dat ons hier as 'n gemeente, as u huis kan saamkom, dat ons kan rus in u woord, dat ons kan wag op hierdie ete wat u vir ons voorberei het, dat ons weet dat u het ontmoeting met elkeen van ons vanaand. Here, dankie dat ek seker of van die meeste van ons kan getuig hoe ons al met u pad gestap het. Wat u al in ons lewens beteken het. Hoe die meeste van ons al een of ander tyd in u gerus het. En ek is seker daarvan dat die waarde van stil word en rustig wees in u
al diep besef is in hierdie gemeente, veral na volgende se boodskap. Maar ons vra vir die Here dat U ons werklik daarin sal lei. Want om te weet van stil wees en rus, is nie dieselfde asof om stil te wees en te rus in U nie. En ons vra vir die Here, dat U ons harte sal voorberei, dat U ons harte sal verander, dat U die vuur van die Gees opnuut weer in ons harte sal aansteek, dat ons weer daai brandende passie vir die evangelie sal hê, dat ons U woord sal verkondig in 'n wêreld wat besig is om verlore te gaan. As ons kyk na die oorlog wat net hierdie naweek begin het, as ons kyk na hoe ons wêreld besig is om rondom ons vervalle te raak en agteruit te gaan, en 'n mens hoef nie baie lank op plekke soos YouTube en Facebook te soek na preke wat vandag verkondig was, wat nie in lyn is met U woord nie. En ons vra vir die Here, dat U vir ons 'n hart sal gee wat soos 'n kompas U waarheid uitsoek. Altyd noord sal wys op na U toe. Altyd dieper in U in. En dat ons vir ander mense 'n rigtingwyser sal wees na 'n verhouding met U. Amen. Nou ek wil vanmôre praat oor die paradoks van rus. Nou die Bybel is vol paradokse, soos jy moet doodgaan om te kan lewe. Of 'n interessante een, as jy jou familie wil lief hê, moet jy jou familie haat en Jesus volg. Weet, wie eerste is, moet laaste wees, en wie laaste sal eerste wees. So 'n klomp idees in die Bybel wat as jy dit hoor, dan klink dit asof 'n teenstelling is en dit maak nie regtig sin nie. Maar as 'n mens net kyk na wat die Here vir ons sê, as 'n mens net stil raak en luister, dan raak dit baie duidelik dat die Here besig is om vir ons 'n baie diep waarheid te deel in daai paradoks, in daai skynbare teenstelling, wat eintlik 'n baie groot waarheid is. En as 'n mens kyk na rus, is daar 'n baie groot paradoks in rus. As ek deur die punte gaan beweeg soos vanaand, dan gaan 'n mens sien ons moet vrees, ons moet werk, en daar is nogal 'n baie grafiese voorstelling in hierdie gedeelte wanneer dit kom by daai bekende, want die woord is lewend en kragtig, is daar 'n beeld wat geverf word in die oorspronklike taal wat ons maklik mis omdat ons nie daai woord ken nie. En rus beteken baie keer nie wat ons dink dit beteken nie. Nou voordat ek aangaan met wat rus is, moet ek eers 'n baie belangrike ding sê wat rus nie is nie. Want ek het al agtergekom, die oomblik wanneer 'n mens Hebreërs oopmaak en 'n mens begin praat oor die rus, is daar twee idees wat almal vir jou altyd wil sê die rus is. En hulle wil dadelik eers die rus vat na die hemel toe. Weet, as jy in Jesus glo, gaan jy eendag in die hemel wees en dan gaan jy rustig saam met hom wees. Nee, nie regtig nie, want Dawid se uitnodiging word herhaal, vandag as jy sy stem hoor, gaan die rus binne. Anders sou ons nogal 'n baie interessante kulte gewees het wat ons self so vinnig as moontlik van die aarde wegvee sodat ons in die hemel kan wees in die rus. Dit is nie die hemel waarvan gepraat word nie. Die hemel is definitief 'n vorm van die rus wat vir ons wag. Maar daar is 'n rus vir ons vandag wat ons kan inneem. En die ander een wat mense gewoonlik oor wil stry, en hierdie is gewoonlik een wat mense passievol oor stry. Vir alles 'n mens begin met die APK en die 7-dagse Adventiste en goeters van, dan sê hulle maar die rus is die Sabbat. Ons moet die Sabbatdag hou. Ons moet die Sabbatdag heilig. Of is die Sondag, en daarom mag ons nie op 'n Sondag werk en op 'n Sondag allerhande goeters doen en ons moet by die huis van die Here wees en alles, en dis moeilik om daarmee te stry want daar is soveel waarheid gemeng met daai valsheid. Dis moeilik om vir hulle te sê ja, maar die rus van die Here het niks met Sondag of Sabbat te doen nie. Want die oomblik wanneer jy hulle nou probeer regwys, dan sê hulle, o, so jy glo nie in die Sabbat nie. O, jy dink ons moet nie die Sondag hou nie. Dan gooi hulle vir jou daai tipe argumente in jou gesig en jy moet sê nee. Kom ons gaan kyk net wat sê die woord van die Here. En dit is hoe die meeste van ons argumente en stryery opgelos kan word. Deur net te kyk wat sê die woord van die Here. Want baie van ons het baie interessante opinies en baie interessante meninge en daar is al hierdie groot leerstellings gebou en goed. En as ons bereid is om dit eenkant te plaas. En ons sê vir mense, maar kom ons kyk wat sê die Here. Dan begin 'n mens op 'n ander vlak met mense praat. En ons begin erken, maar ek verstaan nie alles nie. Ek het nog nie die volheid van die kennis bereik nie.
Ek kan verkeerd wees, jy kan verkeerd wees. Maar wie nooit verkeerd kan wees nie, is die Here en sy woord. So kom ons kyk daarna. En wanneer ons kyk na God se woord, hier in Hebreërs 4 vers 9, is daar 'n baie interessante woord wat gebruik word wanneer hy praat van, daar bly dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God. Dan, daai Sabbatsrus wat daar gebruik word, is die woord sabbatismos. Dit word net een keer in die Nuwe Testament gebruik. Dit word net in daai een vers gebruik. So wanneer hy hier praat oor die Sabbatsrus, verwys hy nie eens na die algemene Sabbat waaroor gepraat word in die Nuwe Testament nie. Dit verwys veral nie na die algemene Sabbat waarvan gepraat word in die Ou Testament nie, want in die Ou Testament was daar nie net een Sabbat nie. Daar was die Sabbatsdag, daar was Sabbatsweke, daar was Sabbatsjare, daar was Sabbatsfeeste, en dit is waarna hierdie vers gebruik, daai laaste een, die Sabbatsfees. Hierdie woord sabbatismos verwys na 'n permanente toestand waarin die volk moes gegaan het, 'n permanente Sabbatsfees. Hierdie sabbatismos word gebruik in Josua, waar hulle die beloofde land, die rus van die Here moes ingeneem het. Hulle moes die sabbatismos inneem. Daai plek wat God aan hulle beloof het, waar hulle geseën gaan wees, wat oorloop van melk en honing. En dan ook wanneer feeste beskryf word, Sabbatsfeeste in die Ou Testament, gaan jy hierdie woord sabbatismos vind. Dis 'n fees. So dis soos 'n permanente fees wat nog vir die volk van die Here voorlê om ingeneem te word volgens die Hebreërs skrywer. En ek dink hy het daai woord spesifiek gekies om dit uit te sonder van die res van die Sabbatsdenke. Daar is nie 'n spesifieke dag waarvan gepraat word nie. En al sou daar gepraat word van die dag, die Sabbat volgens die wet, dan sou daar volgens die 10 gebooie wet, nou as weet, julle moet die Sabbatdag heilig, die 7de dag, dan sou dit in elk geval nie gewerk het tot ons die Sabbat moet hou vandag nie, want die Hebreërskrywer lê baie klem daarop dat Jesus het die Sabbat vervul. Jesus het die wet vervul. Daai wet, daai Sabbat waarvan ons geleer word in die Ou Testament wat gehou moet word, wat die volk so getrou moes volg. Dit is vervul in Jesus. Jesus is nou die nuwe Sabbat. Jesus is ons Sabbatrus. Ons aanbid nie meer die skaduwee van wat moet kom nie. Ons aanbid nou die Jesus wat wel gekom het. Ons het nou die volle lig, die volle waarheid gesien. En weet, as 'n mens in hierdie gedeelte lees, dan is daar 'n klomp woorde soos laat ons dan, en dan in vers 2 want, in vers 3 want, in vers 4 want, en in vers 5 en nou weer, vers 6 terwyl. So hier word dit vir ons duidelik gewys in hierdie gedeelte waar ek nou ingeval het ek eintlik in die middel van 'n argument ingeval. As ons hierdie argument wil volg, moet ons hom volg van Hebreërs hoofstuk 1 af. En 'n mens sien hoe die skrywer van Hebreërs beskryf, Jesus is groter as die engele. Jesus is groter as Moses. Jesus is groter as die wet. En nou kom hy by, Jesus is groter as hierdie Sabbat. Daar is iets meer in Christus wat ingeneem moet word. En nou kan ons onsself vra, hoekom het die Hebreërskrywer dit nodig gehad om deur hierdie dinge te gaan? En dit is omdat hy geskryf het aan 'n gehoor van gelowige Jode, wat versprei was oor die koninkryk, wat onder druk gekom het. Hulle was besig om vermoor te word vir hulle geloof. In sekere streke was daar wette gewees wat gesê het, as iemand 'n Christen is, mag hulle nie 'n werk kry nie. Hulle mag nie deelneem aan enige ekonomiese aktiwiteite nie. En omdat hulle gelowige Jode was hulle deur hulle eie familie verwerp. Hulle eie mense het hulle uitgestoot. Hulle was nie meer welkom by hulle huise nie. En hierdie mense het begin voel, maar weet, die vuur van die lewe raak nou rof. Die werklikheid begin ons nou druk. En hulle het die teenoorgestelde van rus ervaar. Hulle het begin swaar kry. Hulle het begin stres. Hulle het begin om hulle rug op die Here, hulle rug op die evangelie te draai en terug te beweeg na Judaïsme toe om te probeer om hierdie vervolging te ontkom. En dit is waaroor die Hebreërskrywer skryf en sê vir hulle, moenie. Jesus is groter as al die boodskappe wat in Judaïsme is. Die boodskap van die Ou Testament is goed, dis reg, maar die boodskap van Jesus is beter. Hoe kan jy julle rug op die Here draai?
terug na Judaïsme toe. In Jesus het ons die werklike hoëpriester. In Jesus het ons die werklike offer wat gebring is. In Jesus het ons die werklike verlossing. En julle wil nou terug gaan om te gaan offer in 'n tempel. Weet, as 'n mens vandag in platvoerse Afrikaans sou sê, dan sê, wat 'n simpelheid is dit? Mens kan nie so wees nie. Dis mal man. Wat wil jy jou rug op die Here draai om terug te gaan na 'n halwe godsdiens toe? En ons kan sê wat ons wil. Maar hoe baie word die hitte van die lewe nie vir ons aangedraai nie? Hoe baie begin daai druk nie in ons harte begin gevoel word nie? Hoe baie keer kyk ons na die wêreld rondom ons en wonder, is dit regtig die moeite werd? Nou ek seker of van die meeste van ons word nie regtig beproef om na 'n ander geloof toe te draai nie, maar baie van ons kom op 'n punt wat ons wonder, maar is dit die moeite werd om die Here te volg? Dit is so moeilik om die Here te volg. Dit is die heeltyd hierdie geveg. Dit is die heeltyd asof 'n mens met 'n muur staan en evangeliseer, want ons skree die boodskap van die evangelie op hulle partykeer en die mense is net, ons gee nie om nie. Ons stel nie belang in wat jy te sê het nie. En baie keer raak ons eie lewens ook maar net moeilik en weer die dinge van die lewe gebeur. Ons raak hartseer, ons raak moeg. En ons wonder, maar waar is die Here? Sal hy regtig die beloftes hou wat hy vir ons beloof het? En dit is hier waar dit belangrik raak, daai word stil in die Here soos wat Dominee vanoggend gedeel het. Luister net vir 'n oomblik na die Here en nie jou eie gedagtes nie. Spandeer net tyd saam met die Here en nie met die eie emosies van jou hart nie. Ja, mens moet aandag gee aan jou gedagtes en jou emosies. Dit sal 'n baie dom raad van my wees om vir u te sê om u gedagtes en emosies te ignoreer. Maar daar's iets na wie ons eers moet luister. Daar is iemand by wie ons moet stil staan vir raad voordat ons self begin wonder, maar wat nou? Daar is iemand by wie ons moet stil staan om te verstaan wat regtig in die wêreld aangaan voordat ons begin om by onsself te wonder, maar hoe, wat nou? En dis omdat ons baie keer nie in die Here rus nie. Ons rus in onsself, ons rus in ons eie kop, ons rus in ons eie hart. En dan wil ons soos die gehoor van die Hebreërs weghardloop van die Here af, want dinge is swaar, dinge is moeilik. Nee, die teenoorgestelde is waar. Rus in die Here, want daar is 'n rede, daar is 'n plan, daar is hoop. Die Here het nie van ons vergeet nie, die Here is saam met ons in hierdie omstandighede waar ons is. En die Here stap saam met ons elke dag. Dit is so 'n algemene feit vir ons, dat die Heilige Gees lewe in ons harte. Dit is iets wat ons vir kinders leer, dit raak naderhand soos 'n rympie wat ons opsê. Maar weet ons regtig wat dit beteken? Dat die allerheiligste God is elke dag, elke oomblik saam met u in u hart. Alles wat u doen, alles wat u dink, alles waarna u kyk, alles waarna u luister, alles waarna u besig is, die Here is daar saam met u. En dit is nog 'n gedagte wat 'n mens se hart kan woelig maak aan die binnekant, want dan begin 'n mens jou lewe meet. Het ek 'n lewe wat waardig is om die Here so saam met my te hê? Het ek 'n lewe wat werklik waar in die Here rus? En omdat Dominee nou vanoggend baie prakties en maklik gepraat het, gaan ek hierdie geleentheid gebruik om 'n bietjie meer in die abstrakte in te gaan. Weer die Hebreërskrywer gee vir my die toestemming, want hy het gesê, vanweer die tyd moes julle al leraars gewees het, maar julle het nog nodig om met melk gevoed te word, en terwyl ek praat oor hoe hulle nodig is om met melk gevoed te word, begin hy in Melchisedek ingaan. Nou, ek weet, as 'n mens besig is met 'n studie oor Melchisedek, begin 'n mens baie vinnig agterkom, maar ek is nog besig om aan daai titiebottel van die Bybel te suig. Want hierdie steak is ek nog nie gereed om te eet nie. Maar ek gaan so 'n bietjie poog om 'n bietjie meer in die abstrakte, so 'n bietjie meer in die dieper in die patroon van die Bybel in te gaan wat hier vir ons uitgelê word. Want as ek net weer die praktiese, die maklike gaan herhaal, dan dink ek gaan u intelligensie so 'n bietjie beledig. Want Dominee het dit dan nou net vanoggend gesê.
So ek gaan bou van waar af 'n dominee opgehou het. So as 'n mens eintlik na ons boodskappe wil luister hulle na mekaar, want ons deel dieselfde boodskap net op twee verskillende maniere. En as u na die boodskap mooi geluister het vanoggend, verstaan u eintlik al klaar hierdie gedeelte waaroor ek wil praat vanaand. Is ons in die rus van die Here? Het ons daai vrede wat alle verstand te bowe gaan? Het ons daai absolute vertroue in die Here, dat maak nie saak wat nie. Ek is standvastig in hom. Kyk na Paulus in Filippense. Hy is in die tronk. Hy is gelukkig dat hy in die tronk is, want nou kan hy die evangelie aan mense verkondig wat nooit die boodskap sou gehoor het op 'n ander manier nie. Terwyl hy in die tronk is daar mense wat besig is om sy naam te belaster en sleg te praat van hom terwyl hulle die evangelie verkondig in die gemeentes. En Paulus sê, ek gee nie om nie. Hulle is besig om die evangelie te verkondig. Ek is opgewonde dat hulle besig is om die evangelie te verkondig. Ek gee nie eintlik om wat hulle van my sê nie. Wanneer Paulus sê ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee, is dit nie daai gebed wat jy bid in die oggend as jou kar nie wil start en nou kan jy onder die kar klim en iewes skielik jou kar regmaak nie. Want dis hoe mense daai gedeelte wil misbruik partykeer. Waaroor daai gedeelte gaan is, Paulus was met klippe gegooi. Paulus was met stokke geslaan. Hy het skipbreek gelei. Ja, hy het oomblikke van baie gehad, want seën kan vir ons net soveel van 'n toets wees as wat dit is om swaar te kry. Maar hy kan dit alles deurleef, omdat Christus vir hom daartoe in staat stel. En as ons in die hitte van die lewe kom, is ons in staat om te sê ek gee nie om wat gebeur nie. Ek gee nie om wie wat sê nie. Doen met my wat jy wil. Sê van my wat jy wil. Ek dien die Here. En ek is bly oor die omstandighede wat oor my kom, want ek weet die Here is in beheer, hy het 'n plan, dit sal alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Het ons daai rus in die Here? En dit is al klaar eintlik 'n paradoks van rus op sy eie. Dat hier is 'n hart met vrede wat alle verstand te bowe gaan, terwyl jy 'n lewe leef, wat enige iemand veronderstel is om die teenoorgestelde van rus te doen, wat enige iemand tot depressie sal lei, wat enige iemand sal hartseer maak. Maar in daai omstandighede rus ons in die Here. En ek wil jy lei na die eerste paradoks toe, en dit is dat rus is iets wat al klaar 'n werklikheid is. Maar is nog steeds 'n belofte wat aan ons gegee word. So hoe kan iets wat alreeds werklikheid is, 'n belofte wees wat nog geneem moet word? Ek lei u na vers 9 toe weer. Daar bly dus Sabbatsrus oor vir die volk van God. Nou hier neem die Hebreërskrywer ons eerste terug na die skepping, waar God die hemel en die aarde in 6 dae gemaak het. En op die 7de dag het hy gerus. Nou hierdie gee al klaar vir ons 'n leidraad wat die rus is. Het die God wat die hemel en die aarde gemaak het gerus, omdat hy moeg was van die skepping? Omdat hy nie meer krag oorgehad het nie, en nou moes hy weer 'n bietjie gerus het om eers sy krag terug te kry? Nee. Hy het gerus omdat sy skepping klaar is. Die werk is afgehandel. As 'n mens na die Exodus verhaal gaan kyk, het die volk as slawe in Egipte gewerk. Hulle was verdruk. Nou moes hulle na die beloofde land toe gaan, waar hulle geseën gaan word met rus, in 'n land wat oorloop van melk en honing. Maar die heidene was nog daar gewees. Al die ander volke was nog daar. So hulle het nie niks gedoen wanneer hulle daar aangekom het nie. Dawid, seker die enigste koning van Israel oor wie ons net goeie dinge kan sê. Hy het gesê daar bly 'n Sabbatsrus oor wat ingeneem moet word. En hy is die koning oor die beloofde land. En hy nooi nog steeds die volk uit en sê ons moet die rus binne gaan. Net so skryf die Hebreërskrywer nou aan sy gehoor en hy sê, julle is verstrooi. Julle het Jesus geglo. Julle moet nou die rus binne gaan. Nou die Hebreërskrywer het nie vir hulle gesê, hulle moet gaan sit en niks doen vir 'n dag nie. Die Hebreërskrywer het nie vir hulle gesê,
hulle moet die beloofde land gaan terugneem nie. Die Hebreërskrywer het vir hulle gesê, kom in daai regte verhouding met Jesus. Want sodra die druk rof geraak het hulle begin dink, miskien moet ons nie meer die Here dien nie. Miskien is dit nie meer die moeite werd nie. Kom ons gaan maar eerder terug na Judaïsme toe. En daar is nog wel 'n interessante Hebreëse tegniek wat gebruik word in hierdie gedeelte wat die tegniese geleerde mense noem dit 'n Gezerah Shawa. Nou vir die res van ons beteken dit maar net, jy vat 'n klomp stories wat eintlik niks met mekaar te doen het nie, en daar's een woord daar binne wat die heeltyd hierdie stories aan mekaar koppel. So kom ons kyk na hierdie woord, wat beteken hierdie woord? En dis wat die Hebreëse skrywer hier doen. Hy vat ons na die skepping toe, hoe God gerus het op die 7de dag. Hy vat ons na die volk toe wat uit Egipte land uit na die beloofde land van rus gelei word. Hy vat ons na Dawid toe wat in die land van rus sit. En ons vandag word deur die woord van die Here gelei na die Hebreërs toe. Die gelowige Jode wat oor die koninkryk wat oor die Romeinse ryk versprei was. En die Here wys vir ons, hier's 'n klomp gelowige mense wat hulle rug op die Here wil draai omdat dinge begin moeilik raak. En die een feit wat ons die heeltyd hierdeur sien, die patroon wat ons die heeltyd hierdeur ervaar, God se teenwoordigheid. Dit is die een feit waarin ons kan rus. Want God was daar gewees met sy skepping. Hy het 'n goeie skepping gemaak. En hy het gerus omdat sy skepping reg is. Dit was klaar, dit was goed. Daar is nie meer werk aan hierdie skepping nodig nie. Die Here was in die tuin van Eden gewees na die skepping, toe hy die mens in die tuin geplant het. En hy het daar saam met die mens gewandel. Hy het saam met die mens gepraat. En toe die mens nou uiteindelik besluit om sonde te doen, om teen God te rebelleer, toe moes hulle skielik begin werk in die sweet van hulle aangesig. En daar vind 'n mens is die rus nou verbreek. En toe die volk in Egipte land besig was om te werk, was die Here saam met hulle daar. Die Here het hulle Egipte toe gelei deur Josef. Die Here het hulle daar onderhou, die Here het hulle daar versorg. Nou lei die Here hulle uit die Egipte land uit. En die Here kom sluit sy verbond met hulle. En deel van daai verbond is dat hulle moet rus in hom. Dat hulle 'n dag van die week, elke 7de jaar, verskillende feestydde moet eenkant sit, om hulle self, hulle land en hulle werkers en hulle slawe en al hulle diere te laat rus. Dawid was die heeltyd in oorlog betrokke. Dawid was 'n man van bloed. Ons dink baie keer aan Dawid in die manier wat die kinderbybel hom voorstel, hierdie klein seentjie met sy slingervel. Dis glad nie wie Dawid was nie. Dawid was die tipe man gewees wat oorlog gevoer het. Dawid was die tipe man gewees wat nie nonsens gevat het nie. Een van die verhale wat my altyd tref van Dawid se helde, een van die Krete en die Pleti, is die ou wat besig was om te ploeg en die Filistyne val hom aan. Hy slaan hulle dood en hy gaan ploeg verder. Dis die tipe mense wie Dawid was. En Dawid sê vir die volk, weet, ons het die heeltyd so geveg vir hierdie land. Ons het die heeltyd geveg om te bestaan. Kom ons beweeg nou in die rus van die Here in wat hy vir ons beloof het. Nou na Pinkster hier by die Hebreërs gemeente is die volke daar saam met hulle in elkeen van hulle se harte, net soos wat hy vanmôre saam met ons is. En hy sê, daar bly nog 'n belofte van rus oor wat ingeneem moet word. En hy praat met mense wat glo, mense wat klaar gered is. Mense wat al 'n pad met die Here gestap het. En hy sê, daar is nog 'n belofte van rus wat ingeneem moet word. En God is hier saam met ons. Die rus is klare werklikheid. Die vraag is, wil ons die rus hê? Dis soos bekering. Hoe baie ongeredde mense ken die evangelie? Hulle weet hulle moet in Jesus glo. Maar hulle doen dit nie. En baie keer sit ons as kinders van die Here met dieselfde probleem, dat ons weet wat die woord van die Here sê wanneer die hitte van die lewe begin warm raak. Glo die Here, vertrou op hom, raak stil, rus in die Here. Die vraag is, gaan ons dit doen? Gaan ons die Here glo?
gaan ons inneem wat die Here vir ons wil gee. En dan natuurlik ook die belofte van die hemel wag nog op ons, waar ons vir ewig saam met God gaan rus, waar daar geen onregverdigheid, geen sonde, geen pyn meer gaan wees nie. Ons gaan permanent saam met hom wees. En dit is 'n uiteindelike rus waarna ons almal kan uitsien. Maar voordat ons daarby uitkom, wil ek u neem na die volgende paradoks toe wat sê, rus is om te ontspan, maar is om te vrees. Nou, ons leef in 'n interessante tyd waar mense na allerhande murder, mystery en horror podcasts en goeters luister om rustig te raak. Ek weet van mense wat luister na hoe reeks moordenaars gedoen het wat hulle doen, want dit help hulle slaap in die aande. En weet, dit is amper die tipe ding wat in hierdie gedeelte gebeur. En ek verwys weer na die allerheiligste God wat saam met ons in ons harte woon. Besef u wie die Here is. Ons lê so baie klem daarop dat ons hoef nie vir God bang te wees nie. Maar onthou ons baie keer wie die Here is. En terwyl ek nou die horror goed genoem het, as 'n mens dink aan H.P. Lovecraft, jy hoef nie te weet wie hy is nie, maar hy het geskryf snaakse horrorstories oor snaakse gode, hierdie alien wesens, wat so ver bo ons verstaan is, so buite ons natuur is, dat die mense wat met hulle te doen gehad, die mense wat hulle gesien het mal geword, want hulle kan nie beskryf wat daar aangaan nie. En dan dink 'n mens in die Bybel elke keer wat engele aan mense verskyn, wat is die eerste ding wat die engel moet sê? Moenie bang wees nie. Want wat hierdie mense gesien het is iets verskrikliks. Die Here het gesê hy is 'n verterende vuur. Die Here het gesê niemand kan na hom kyk sonder om dood te gaan nie. En so wonderlik en briljant as wat H.P. Lovecraft in sy stories was, die God wie ons aanbid is nog ver bo buite ons bestaan. Ons menslike verbeelding kan nie vir God indink nie. Enige prentjie wat ons van die Here kan hê is verkeerd. Enige beskrywing wat ons van die Here kan vorm is verkeerd. En die Oos-ortodokse leerstelling gaan so ver dat hulle wil nie soos ons sistematiese teologie uitlê oor God die Vader, Seun en Heilige Gees nie, want God kan nie geken word nie. Nou, dink daaraan, as ons net moet weet wie is saam met ons. Wie is daai persoon wat in ons harte is? Ek dink as ons besef wie hierdie God is wat saam met ons is, sal ons nie meer verootmoedigingsboodskappe nodig hê nie. Want ons harte sal permanent daaronder neergekniel wees. Want ons weet wie saam met ons is. Ons weet dat ons versigtig moet wees rondom hierdie persoon. Ons weet dat hy nie iemand is om mee gespeel te word nie. As ons regtig in gedagte hou wie saam met ons rondbeweeg in hierdie lewe, gaan ons nie meer nodig hê om oor onderwerpe soos ootmoed te praat nie. Dat ons nie hoogmoedig moet wees nie, maar dat ons nederig moet wees. Want ons weet, die God wat saam met ons is so ver bo ons gedagtes, is so ver bo ons verstaan, dat ons eintlik nie besef wat dit beteken dat hy saam met ons is nie. Dink daaraan. Hy het die hemel en die aarde gemaak deur 'n woord te praat. Hy is saam met ons. En dan raak ons bekommerd omdat dinge nie lekker gaan nie. Die God wat bestaan in sy hande hou. Die God wat van die begin af geweet het hoe alles gaan eindig, moet saam met mense wees wat bekommerd is, want ons weet nie as ons nou iewers heen gaan ry of ons veilig daaraan gaan kom nie. In plaas van dat ons hom vertrou, in plaas van dat ons in hom rus. En hoe baie draai ons hart op die Here, terwyl hy daar saam met ons is. Hoe baie kies ons sonde. Hoe baie besluit ons, man, ek weet die Here verwag nou eintlik dit van my af, maar dit gaan nou 'n bietjie te veel moeite wees, ek gaan eerder maar 'n bietjie slap lê.
En dan wil ek ons terugverwys na die patroon wat die Hebreërskrywer vir ons uitwys. En ja, God was teenwoordig van die skepping af deur al hierdie verhale, maar nog 'n ding is, ongehoorsaamheid het nog altyd nagevolge gehad. As mens weer deur daai patroon gaan by die skepping, tuin van Eden. Wat het gebeur toe die mens sondig in die tuin van Eden? Die hele mensdom het in sonde geval. Dood, siekte, lyding het die wêreld ingetree. Dan gaan 'n mens na die Eksodus toe. En ons almal weet hoe wonderlik die Here die volk uit die Egipte land uitgelei het. Maar wat het gebeur in die woestyn toe die volk begin sonde doen? Toe die volk begin om 'n goue kalf te aanbid? Die Here het die helfte van hy volk laat doodmaak. Wat het gebeur toe die volk by die beloofde land uitkom, by daai rus wat hulle veronderstel is om in te neem, en hulle staan en kyk vir die rus van die Here en hulle sê, ons kan dit nie kry nie, daar's reëse in hierdie land. Die Here stuur hulle vir 40 jaar terug in die woestyn en totdat daai hele generasie uitgesterf het. Dawid, toe hy gesondig het met Batseba, het die Here sy kind laat doodgaan. Nou kom ons vandag, en hoe maklik kan ons besluit om sonde te doen? Dag weet ons is sondige mense, in elk geval almal doen sonde, ons is nie heilig nie, so wat maak dit nou saak as ek besluit om sonde te doen? Die Here sal verstaan, die Here gaan my in elk geval vergewe. Regtig. Besef ons wie die Here is. Besef ons met wie dit is wat ons staan en speletjies speel partykeer. Ons het nodig om die rus van die Here in te neem. En weet, baie keer as ons praat oor die boodskap van verlossing, dan praat ons net oor bekering. Maar die boodskap van verlossing gaan oor heiligmaking ook. Dat ons gevul moet word met die Heilige Gees, vervul moet word met die Heilige Gees, dat ons in daai verhouding met die Here moet kom, waar ons saam met hom leef elke dag. En ja, ons gaan misluk, ja, ons gaan dit nie 100% reg kry nie. Maar daar's nie 'n manier wat iemand vir my gaan sê hulle leef 'n heilige lewe wat in 'n goeie verhouding met die Here is, terwyl hulle aspres sonde kies, terwyl hulle weet wat hulle doen nie. Dis anders asof om per ongeluk te sondig, of om na die tyd uit te vind ek was verkeerd gewees. Ons moet regtig waar kyk na ons harte. Wat gaan in ons harte aan? Maar ons gaan nog by daai punt uitkom. Vereers wil ek met u praat oor die volgende paradoks wat is. Rus word bereik deur geloof, maar nie alle gelowiges rus nie. Vers 11. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Raai met wie praat die Hebreërskrywer? Met gelowige Jode. Hy praat nie hier met ongelowiges nie. En hy sê vir die gelowiges, beywer om die rus in te gaan, dat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Dat ons nie in dieselfde patroon val van Adam, wat elke dag saam met God gestap het in die tuin van Eden, maar gekies het om teen God te sondig nie. Ons nie in dieselfde patroon val van die volk in die woestyn, wat nou net uit Egipte uitgelei is, wat wonderwerke eet en drink, maar hulle kies om te sondig teen die Here. En hulle mag nie die rus binne gaan nie. En weet, weer eens, kyk ons na ons eie lewens. En ons wonder partykeer, hoekom weet ons dat die Here beloof vrede wat alle verstand te bowe gaan? Maar sodra dinge begin moeilik gaan, dan begin ek uit mekaar uitval en ek begin stres en alles binne my raak woelig en ek kan net nie rus nie. Ons soek rus by die verkeerde plekke. Soek rus by die verkeerde dinge. Ons fokus nie op die Here nie. En baie keer kies ons aspres teen die Here. Soos wat hierdie gehoor versoek was om hulle rug op die Here te draai. So word elkeen van ons versoek om ons rug op die Here te draai. En ek dink as ons almal eerlik is, sal ons almal daai getuienis hê waar ons kop in skaamte moet sak, waar ons gesê het, ek het al my rug op die Here gedraai. Ek het al daai sonde gedoen wat ek geweet het wat ek nou doen is verkeerd.
En as ons dan eerlik raak, dan moet ons sê, ek weet baie keer is hierdie woeligheid, is hierdie swaar kry, my eie skuld. En baie keer die rede waarom ek nie daai perfekte verhouding met die Here het nie, is nie omdat die Here nie met my 'n verhouding wil hê nie. Die rus van die Here is 'n werklikheid. Dis omdat ek besig is om van die Here af weg te beweeg. En dit is die natuurlike toestand van die mens, om weg van die Here af te beweeg. Ons hoef dit nie te probeer nie. As daar enige iemand hier is wat vir my sê, u kan vir 'n maand ophou kerk toe gaan, Bybel lees, bid en tyd saam met die Here spandeer en niks gaan gebeur nie, dan wil ek vir u sê, u begin nou gevaarlik dink. Want die ironie van rus is dat dit is 'n werklikheid. Dit word vir ons aangebied. Ons weet, glo die Here, vertrou die Here, jy sal rus. Ja, en? Waar is ons vertroue? Waar is ons geloof? En wat 'n ironie, wat 'n paradoks dat ons as gelowiges, mense wat alreeds in God vertrou, baie keer moet sê, ek vertrou nie die Here nie. En dit lei my in die volgende gedagte in, en dit is dat rus veg werk, sodat ons kan rus van ons werk. Ons werk sodat ons kan rus. En ons hou aan werk sodat ons kan bly rus. En as ek sê ons werk om te rus, dan moet dit vir baie van u sin maak. Want baie van ons, as ons net daaraan dink van ek moet nou 'n bietjie begin tyd afvat by die werk, of ek wil verlof vat, dan begin ons gedagtes hardloop, want ons moet nou werk doen om by die verlof uit te kom. Weet, ons moet so gewerk het dat in die tyd wat ons terugkom by die werk, moet daar nie meer werk wees wat vir my so opgehoop staan en wag dat ek dit nooit weer deurgewerk gaan kry nie. Baie keer kom ons by die verlof en dan dink ons, nou moet ons op vakansie gaan. Nou moet ons eers begin werk. Nou moet ons begin goeders pak. Nou ons begin goeders uitpak. En as jy terugkom, dan moet die goeders weer gewas word. En jy is eintlik so moeg gewerk na die vakansie, jy wil eintlik 'n vakansie vat van jou vakansie af. Want dit vat rus om te werk. En hierdie patroon vind ons in die Bybel ook. Weet, Adam het daai voorreg gehad om in die tuin te werk, terwyl hy saam met God wandel. Die volk toe hulle uit Egipte uitgaan, moes getrek het. Hulle moes deur die woestyn beweeg het om by die rus van die Here uit te kom. Joshua toe hy die volk uiteindelik in die beloofde land inlei, moes gaan oorlog voer. Hulle moes die rus inneem, hulle moes die beloofde land inneem. En hier in hierdie brief skryf die skrywer aan gelowige mense, beywer julle om die rus in te gaan. Nou ek weet daar gaan pragtig waar mense wees wat sê, jy moet werk om gered te word, of jy moet werk om heiligmaking deelagtig te word. Dit is nie wat hier staan nie. Ons kan nie onsself red nie, en ons kan ook nie werk om heilig te word nie. Maar wat ons kan doen, is ons kan sorg dat ons in die regte verhouding met die Here staan. Dit vat moeite om elke geleentheid kerk toe te kom. Dit vat moeite om jou stilte tyd te doen. Dit vat moeite om met mense die evangelie te deel. Maar die paradoks van daai moeite, doen dit en u ervaar is. Doen dit en u is tevrede. Doen dit en u voel rustig, u voel gelukkig. Terwyl die omstandighede eintlik niks verander het nie, die omstandighede is nog presies dieselfde. Maar ons is besig om te rus in die Here. Ons is besig om die Here te volg. Ons is besig om die Here te vertrou. En nou natuurlik nee, om net te sê ek moet Bybelstudie doen en ek moet getuig, beteken nou nie dat ek in die Here rus nie. Dit moet 'n resultaat van jou rus wees. Dis omdat ek 'n verhouding met die God het, wil ek 'n verhouding met God hê. Dis omdat ek weet die Here is permanent saam met my, wil ek met hom praat oral waar ek gaan. Dis omdat ek weet die Here het my gered, en die Here is saam met my, en hy stel my in staat om die boodskap aan die wêreld te deel. Daarom wil ek die boodskap aan die wêreld deel. Dit is hoe Paulus in die tronk sit, en sê, ek is gelukkig in die tronk, want nou kan ek die evangelie deel. Want as die fokus van ons lewe is om in die Here te rus,
dan raak ons fokus nie meer hoe gemaklik ek is nie. As ons fokus in die lewe is om getrou te bly aan die Here, dan is ons fokus nie meer op hoe lyk ons bankbalans nie. Dan begin ons standaarde waarin ons goed en sleg meet so 'n bietjie verander. En dan begin ons ervaar, maar ons perspektief op die lewe verander. En dis nie omdat ek iets doen nie, dis omdat die Here my perspektief verander. Dis omdat ek God vertrou, dis omdat ek daai absolute vertroue en hoop en alles aan hom oorgegee het. En nou gee hy aan my rus. Maar as dit kom by om vir die Here te werk, om vir die Here te rus, is daar ook dinge wat in ons pad staan. Vir Aram was dit daai vrug gewees, daai boom van wat hy nie mag geëet het nie. Vir die volk was dit die reuse gewees toe hulle in die woestyn was. Wat is ons rede waarom ons nie die rus wil inneem nie? As ons weet ek moet net die Here glo, ek moet nie die Here vertrou. Dit is so 'n maklike boodskap, is so maklik om te sê, so maklik om oor te praat. Hoekom doen ons dit nie? Wat is daai ding wat in ons hart aan die gang is, wat daai reus is wat voor ons staan? Waarvoor ons nog bang is alhoewel daar geen rede is nie. Wat is daai ding wat ons keer om nie in die rus van die Here in te gaan nie? Volg Dawid se voorbeeld. Sê ek gee nie om hoe groot en sterk hierdie ding is nie. Ek gaan hom doodmaak want dis die Here saam met wie ek beklei. Ek sal daai rus inneem. En dit lei my na die laaste paradoks van rus in, en dit is, rus is lekker gemaklik. Maar jy is nie kinders nie, so ek gaan grafies gaan met hierdie voorbeeld, klein kindertjies nie. Maar rus is lekker gemaklik, maar dit sny ons keel oop. En dit is waar ons kom na waarna ek al klaar verwys het in Hebreërs hoofstuk 4 vers 13. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Nou, hierdie oop en bloot is in die Grieks een woord, dis trachalizo. Nou, dis waar ons woord trachia vandaan kom. Weet, dit het verwys na die keel toe, dit is 'n verbuiging van daai woord. Maar die manier waarop hierdie woord gebruik word, is verskriklik gewees vir die antieke mense. As 'n mens in hierdie mense se kultuur geleef het, waar hulle almal Grieks gepraat het en hulle die Griekse kultuur geken, sou hierdie woord vir ons baie treffend gewees het. Want daar was 3 plekke gewees waar hierdie woord gebruik was. En die eerste een was in die Griekse gevegkuns. Is dit die woord wat gebruik was wanneer jy jou opponent so teen die grond vasstoei met jou arm om sy keel dat jy hom verwrig. Die volgende waar dit gebruik was in die Romeinse regstelsel wat ek dink so 'n bietjie meer interessant was as ons regstelsel. Maar as iemand nou regtig iets verskrikliks gedoen het hulle 'n mes aan sy keel vasgemaak, dat hy die regters en die mense wat hom beskuldig en die getuienisse en goeters in die oë moet kyk. Hy kan nie sy kop laat sak nie. Hy moet in die oë kyk wat hy gedoen het. Hy moet aanvaar wie hy is, wat hy is. Nou, daai 2 alleen moet al klaar vir ons so 'n bietjie in die beeld invat wat, weet, die woord is 'n tweesnydende swaard en is lewendig en is kragtig. En hoeveel van u het nog nooit daai gevoel ervaar asof dit is asof die Here nou ons soos 'n stoeier aan die keel gryp. En hy forceer my hier teen die grond neer en hy sê vir my nie verder nie. Jy gaan nie meer aanhou met hierdie pad waarop jy is nie. Dis tyd dat ek jou konfronteer met wie jy regtig is. Soos daai misdadiger wat die messe onder sy keel gehad het. Ons moet nou die regter in die oë kyk. Ons moet die woord, die getuie teen ons lees. Nou, dis nou tyd om met die Here te spandeer. En dan die laaste gebruik was wanneer daai skapie geoffer moes word. En hulle trek daai mes oor die skapie se nek. Dit was trachalizo. En dis baie keer wat die Here in ons lewens doen. Dis hoe die Here ons skuld gedra het. Dit is hoe die Here vir ons geoffer het, sodat ons gered kan word, sodat ons in hom kan glo, sodat ons in hom kan rus. En baie keer kies ons sonde. Baie keer kies ons ons eie pad.
En dan kom die Here by ons met sy woord, wat lewendig en kragtig is. En hy kom staan by ons stil. En hy is soos hy stoeier wat ons gryp, en hy sê tot hier toe en nie verder nie. Gaan nie toelaat dat jy so aanhou leef nie. Dominee vanoggend verwys na die ou wat sy roeping probeer wegstoei het en toe vind hy hom met sy kar op die dak. Daai is die gebruik van hierdie tragedie so. Dis hoe die woord van die Here, dis hoe die Here by ons kom stil staan en sê, nie meer nie. Baie keer kom ons in omstandighede wat mense getuig, weet ek het my werk verloor. Maar jare later sê hulle, dis die beste ding wat ooit met my gebeur het, want dis hoe die Here sy verhouding met my heeltemal getransformeer het. En baie keer so kan mense na goeders in hulle lewe wys wat slegte goeders was in ons oë. En hulle sê maar dit was eintlik die genade van die Here af. En dit is hoe die Here ons bloot voor hom kan lê, sodat ons in hom kan rus. Want baie keer wil ons nie erken dat ons verkeerd is nie. Baie keer wil ons nie erken dat ons besig is om 'n slegte pad te stap nie. En dan moet die Here na ons toe kom en hy sien hierdie kanker sonde in ons lewens. En hy vat daai messie van hom en hy sny hierdie kanker uit ons lewens uit. Sodat ons aan hom kan rus. Sodat ons hom kan vertrou. Dink daar, die enigste manier hoe 'n dokter kanker uit jou uitgesny gaan kry is as jy onder verdowing is. As jy hom so vertrou dat hy net daar lê en niks doen nie, dat hy die werk doen. Dis hoe ons na die Here toe moet gaan. Ek kan nie. Daar's niks wat ek kan doen nie. Ek lê my lewe voor U neer dat U my verander. Dat ek in U kan rus. Nou, ek wil hiermee afsluit. En ek het gesê hierdie preek gaan 'n bietjie meer abstrakt wees en weer gaan 'n bietjie meer Bybelkennis veg as vanmôre se praktiese boodskap. Maar ek is seker daarvan, het jy agtergekom dat hierdie boodskappe die hele tyd presies dieselfde ding herhaal. Jesus. Fokus op Jesus. Gaan na Jesus toe. Ek is seker daarvan as ons by die sonnaarskoolklasse vanoggend gesit het waar daar met kindertjies gepraat word op hulle vlak. Waarna sou hulle gewys geword het? Jesus. Gaan na Jesus toe. En weet, dit maak nie saak hoe gevorderd 'n mens raak in die geestelike lewe nie. Dit maak saak hoeveel kennis 'n mens in die Bybel opbou nie. 'n Mens kom altyd terug net na hierdie een antwoord toe. Soos daai grappie van die sonnaarskoolkind wat elke keer net op alles Jesus antwoord in die sonnaarskoolklas en hy's altyd reg want Jesus is altyd die antwoord op alles. Ons dink ons raak slim, ons dink ons raak so gevorderd, ons dink ons groei soveel. Eintlik het ons net nodig om by Jesus se voete te gaan neerkniel. Want baie keer is dit juis ons geleerdheid. Baie keer is dit juis omdat ons dink ons het sulke wonderlike mense in die Here geword. Baie keer is dit juis daai tipe idees wat ons weghou van die Here af. Want ons begin nou hoogmoedig raak. Ons dink ons verstaan. Ons dink ons kan die lewe leef op 'n manier wat God verheerlik. Die enigste manier hoe ons 'n lewe kan leef wat God verheerlik is deur aan sy kruis te gaan kniel, op hom te vertrou. Dis nie net 'n boodskap vir ongereddes nie. Dis 'n boodskap vir ons ook wat al 'n pad lank hierdie pad stap. En dit is die patroon deur die hele Bybel. En dit is als waarna hierdie hele paradoks verwys. Mense het die hele tyd hierdie teenstellings gesien. Maar elke keer verwys die teenstelling net terug na Jesus toe. Ons begin by die Sabbat. Maar die Sabbat was maar net 'n afbeelding van Jesus gewees. Soos wat God gerus het van sy werk. Soos wat die volk gedurig deur moes rus om God te aanbid. So het Jesus aarde toe gekom en die werk volbring sodat ons permanent in hom kan rus. Soos wat Adam met God gestap het. Soos wat hy daai perfekte verhouding met die Here gehad het totdat hy gesondig het. So het Jesus aarde toe gekom as die tweede Adam volgens Romeine 5. Sodat in sy regverdige dood ons almal kan lewe. Soos wat Moses die een was wat die volk uit Egipte uitgelei het deur die woestyn en die wet gegee het en al daai dinge. Net so het Jesus na ons toe gekom en hy het God aan ons geopenbaar. En hy het die evangelie met ons gedeel. En ons genooi om vir ewig deel te wees van sy volk. Net soos wat Joshua die volk in die beloofde land in moes lei en gaan oorlog voer het. Net so het Jesus aan die kruis gesterf
en die bose magte oorwin. Net soos wat hierdie gehoor van die brief van die Hebreërs in hulle gemeentes gesit het. En die Here was saam met hulle in hulle harte. Alreeds in daai verhouding. En die Here het vir hulle gesê, ek weet dit gaan rof. Rus in my. So kom my boodskap nog steeds na ons toe waar ons in ons gemeente sit. En die Here sê vir ons, dit gaan moeilik. Om te rus in die Here beteken nie dat ons ontken dat die wêreld rof is nie. Om te rus in die Here is om te sê, ek gee oor, ek vertrou op Jesus. En eendag sal ons vir ewigheid saam met hom rus in die hemel. Maar ons hoef nie te wag vir die hemel om te rus nie. So baie mense wag vir die hemel om te rus. Dit is eintlik al 'n trope as mens movies kyk en die tipe goeters van weet, as hy dood is, dan nou rus die persoon. Nee. Dawid se uitnodiging staan vandag nog. Die Nuwe Testament herhaal dit vir ons. Vandag as jy sy stem hoor, moet hom nie verag nie. Glo hom, vertrou hom. Hy sal vir u rus gee. En ek het nou baie lank gevat om vir u niks te sê wat u nie al reeds geweet het nie. Ek seker al van elkeen wat hier sit het geweet, glo in die Here. As die lewe moeilik raak, glo in die Here. Vertrou op die Here, hy sal ons rus gee. Maar hoe baie sukkel ons om dit te doen? En die Here nooi ons gedurig deur, vertrou op hom, gee oor aan hom. Ons het dit al gedoen. Dis wat by bekering gebeur het. En as gelowiges het ons nodig om God te vertrou, aan hom oor te gee, sodat ons kan rus. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons oor u rus kon praat, dat ons oor u woord kon praat. En Here, ons sê vir u dankie dat ons alreeds weet wat die antwoord is op al ons probleme. Maar die probleem is, ons soek ons eie antwoorde. Die probleem is, ons soek ons eie manier uit. En baie keer is ons die grootste reus in ons land van rus, wat keer dat ons nie wil ingaan nie. En ons vra vir die Here, help ons dat ons weer onsself sal kruisig, dat ons weer op u sal vertrou, dat ons weer werklik waar aan u sal oorgee. Daar is soveel Christelike boeke wat geskryf word oor stres en senuwees en depressie. En wanneer 'n mens 'n boodskap soos hierdie lees, kom 'n mens agter, die siekte van die kerk is ons vertrou u nie meer nie. Ons rus nie meer in u nie. Ons het probeer om weer ons lewens wat ons aan u oorgegee het op onsself te laai. En ons wil vanaand net weer opnuut voor u kom neerkniel en sê, Here, neem my lewe. Gebruik dit tot u eer. Gebruik dit om u naam groot te maak. En dit maak nie saak wat met my gebeur nie. Dit maak nie saak wie wat sê nie. Ek sal gelukkig wees, want ek weet my lewe is 'n getuie vir u. Ek vra vir u dat u asseblief saam met ons deur hierdie week sal gaan, dat u ons sal onderhou, dat u ons sal deurdra. Dankie dat ons weet ons kan u vertrou vir hierdie dinge. En ons vra vir u dat u ons volgende Sondag weer hier saam sal bring om weer uit u woord gevoed te word. Amen.